presies was jou boodskap aan die boere? Isak, die groot ding gaan daaroor is ons wil onsself graag uitgee op die stadium as eerste wêreldboere ensovoorts, maar ons het nie 'n werklike identifiserings- en 'n naspreekbaarheidstelsel in Suid-Afrika nie, en wat vir my eintlik baie bekommerd maak is die feit dat ons die enigste land is in Afrika wat nie hierdie tegnologie het nie, en ons sal dit beslis baie vinnig van die grond af moet kry, want ons sal die beweging van diere in Suid-Afrika moet begin monitor, ons sal moet begin beheer. Dit gaan juist oor siektes, en dan ook veelal aan die ander kant is, ons is besig om op hierdie stadium siektes rond te ry in Suid-Afrika, van een streek na 'n ander streek. Mens met ouens soos Dr. Fafa praat, dan kom jy agter, dat met die verskuiwing van diere van streek na streek en so, het ons van die siektes begin aanskuif. En ons sal hierdie goed begin monitor. Ons sal begin weet waar kom diere vandaan, wie se diere dit is, ensovoorts. Ook dan vir ons uitvoermark sal dit ook later belangrik word. Op hierdie stadium nie so belangrik daarvoor nie, maar dit kan vir ons help in die uitvoermarkte. Maar ons sit ook met 'n probleem in die back and claw dele op hierdie stadium waar ons nie weet watter diere is geënt, watter diere is nie geënt nie. Daar's nie oorplaatjies nie, die diere word nie die F-brandmerk in die nek gebrand nie. En nou sit ons met die back and claw probleem wat nou uitgeskop het hier in die middel van Januarie. As ons al hierdie goede van die begin af reg gedoen het ons heel waarskynlik nie nou in die probleem gesit nie. Maar ons is reaktief, ons is nie proaktief nie. En ons sal hierdie livestock identification and traceability systems vir ons dan verwys as die lidstelsel, baie vinnig van die grond af moet kry. Die RPO het laasweek uitvoerende raadsvergadering gehad, want ons besluit het, ons gaan definitief hierdie ding begin dryf. Ons sal geld kry om dit te dryf, die staat het nie die nodige geld nie. Maar van ons kant af sal ons gaan kyk of ons die privaat kan befonds en die hele stelsel van die grond af kry nie, want dis al maniere hoe ons baie vinniger ons back and claw status gaan terugkry. As wat die huidige geval is, ons sal die diere in hierdie streke, ons gaan die definitief back and claw areas as ons experiment areas gebruik waar ons die diere gaan begin identifiseer met die rooi en pink oorplaatjies. En van dit gaan ons vertrekpunt wees, maar ons sal hom baie vinnig moet uitrol na die res van Suid-Afrika toe. Maar ons huidige uitgangspunt is ook dat dit 'n vrywillige, ons in die back and claw en daai plek is dit verpligtend wees, die res van Suid-Afrika vrywillig, met ander woorde, as jy daaraan wil deelneem, gaan dit vrywillig wees, maar ons glo ook dat op die einde van die dag identifiseerde diere baie beter premies sal kry as dit kom by verkope ensovoorts, omdat mense presies weet waar dit vandaan kom, waar die siektestatus van die diere is. So dit is vir ons belangrik. Guido, jy het in jou boodskap aan die boere baie klem gelê op beste praktyke, 'n kode vir beste praktyke. Gee ons bietjie net so 'n agtergrond en waaroor dit gaan. Dankie Isak vir die geleentheid. Ek dink om vinnig daaroor terug te kom, is dat die kode vir beste praktyke is van kardinale belang vir die Suid-Afrikaanse skeersel om volhoubaar te produseer. Nou wat op die oomblik gebeur is, ons het 'n kode vir beste praktyke, die produsente teken dit en tik dit af op die brief of die adviesbrief aan die makelaars, wat beteken dat die kode vir beste praktyke gedoen word. Die probleem waarmee ons sit is dit is nêrens aanvaarbaar as so 'n kode nie geaudit word nie. So die uitdaging is om in 'n stelsel so gou as moontlik in te gaan, om ons kode geaudit te kry deur 'n eksterne audit maatskappy, om geloofwaardigheid daarin te gee, ook vir die internasionale wêreld. En daarmee saam gaan ek beklemtoon dat binne in hierdie kode, die kritiese goed van belang op hierdie stadium is die skeer, die hantering van diere, dierewelsyn, omstandighede van die arbeid. Dit is die kritiese belangrike goed waaraan ons binne die volgende 6 maande aandag sal moet gee. 'n Ander aspek wat vir my interessant was, is jou terugvoer oor vordering rondom predasie. Ja, ons het nou goeie uitslae en resultate van die projekte wat ons gedoen het op ons moniteringsplase deur Neil Viljoen. En die resultate wat uitgekom het is dat as jy spandeer en jy gebruik die toolbox wat saamgestel is om predasie te beheer, dan is daar 'n definitiewe afname in predasie, daar's 'n definitiewe afname in veeverliese, wat vir ons 'n groot wen-wen situasie is.
Die dinge wat deurgekom het is dat die belangrikste se praktyke in die toolbox wat werk is omheinings. Jy moet goeie omheinings hê, voete op die grond hê, nagskiet en dan ook die vanghokke en eisters, dit is die resultate wat ons kry wat werk op hierdie stadium. En dan die bestuur van jou predasie op 'n verantwoordelike manier. Ons is egter bekommerd op hierdie stadium met die afname daarvan, lyk dit asof alles in die toolbox nie heeltemal reg werk nie, omdat ons die getal kleintjies wat die laaste seisoen gebore is, daai werpselgrootte het vergroot. So iets word nog verkeerd gedoen en daarop sal ons moet konsentreer. Vanuit dit is die scientific assessment is ook afgehandel van professor Graham Curley en uit daardie stuk kom ook baie goed na vore waar ons nou gaan aandag aan gee. Daar's 'n werkswinkel in die einde van Februarie waarby al die navorsers betrek gaan word en ons gaan vanuit die scientific assessment kan ons nou sekere aksies begin loods en vir die eerste keer het ons iets in die hand, 'n werkstuk in die hand wat sê wat probleme uitwys en waarop ons kan konsentreer en waarby ons ook die departement van omgewingsake kan betrek en sê hulle is deel van hierdie probleem, parke is deel van die probleem en dit is 'n nasionale probleem wat deur almal aangespreek moet word. Well, Ferry, your message around land reform. Talk to us about that, please. Yeah, so I think we have, there are a number of factors. First of all, it's a very complex issue. It's socially, politically, economically, it's not easy to solve. I'm positive about the processes currently in place. I think the panel is a very strong panel. The discussions, the debates that are currently happening are the correct debates that need to take place. We need to move forward with it. In the presentation that we're doing in this week, I'm illustrating a matrix that we've developed in collaboration with the Agriculture Business Chamber, and essentially that just provides a broad overview of the 4 possibilities of an outcome. And what we're really looking at is a situation where we have a transformed economy on the one side, but also an economy with strong property rights. We see that as the way forward. Nationalization of land or any of the alternatives where we have currently the concentrated economy that we currently have in the country, it's not going to be a sustainable outcome going forward. And this is why we illustrated some of these potential outcomes. But what's really important now, how do we get to those? And that's the biggest problem that we've had over the last 20 years is the delivery. The process is very slow, and we've seen reports by government themselves, a report led by Kgalema Motlanthe, clearly indicating what the challenges are. So currently we're working on solutions, looking at what can be practically achievable, not to discourage investment in agriculture. I think that's one of the key pillars is we need investment because we'll need funding to drive this land reform process going forward. The issue closely related to this that you also emphasized was the whole issue of infrastructure and the lack of investment in infrastructure. Correct. It's part of this bigger challenge that we're facing in the agriculture sector, where we have just over a number of years, there's just been a decline in the investment of infrastructure, especially in water, and we've seen it in recent years. The quality of water is becoming a major issue. If you look at some of the studies that have been done, and there's good data out there where it's been proven that our loss between, just if you think about agriculture irrigation, the loss between the dam and the farm gate is in the order of about 30% of our water in some of the irrigation systems. These channels are, some of them are 60, 80 years old, they are leaking. So the efficiency and the efficient use of water is becoming a major issue in the country. We have gained a lot of efficiency at farm level. If you think about drip irrigation, the moving away from flood, netting in the orchards.
So there we see a lot of technological improvements, but the infrastructure itself is really a problem, and it's a huge amount of funding that needs to go in there. We won't fix it in 1 year, but we'll have to really start with a very concise and well-planned process.